Baie dankie vriende. Ek nooi om saam met my in hierdie môre te let op die wet van die Here, soos ons dit vind in Exodus 20. En ons neem onsself in oënskou in die spieël van die hemel. En dit wat God se standaard en God se verwagting vir elke kind van God is. En die woord van die Here sê vir ons in Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Daarom mag jy geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Want 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer ook jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Mag die Here ons help om onsself in hierdie standaard van die woord van die Here te toets en dag vir dag te weeg. Kom ons staan en doen ons belydenis van ons geloof, soos dit ook in die algemene gebruik in ons geloofsoortuiging het. En elke een wat vandag hier so is, kan daarin bevestig, dit is wat ons steeds vandag glo in 'n tyd, waar dit heeltemal nek omgedraai word, en waar mense allerlei ander dinge glo, en jy kan nie glo dat hierdie basiese dinge van die woord van die Here verdraai word nie. So, staan saam met my en doen ons belydenis van dit wat ons vandag steeds glo. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en van aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun en ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het aan die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit vandag aan die regterhand van God, ons almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel elke lewende
en elke dooie. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes. Ek glo in die opstanding van die liggaam, en ek glo in die ewige lewe. Baie dankie. Vriende, ek gaan nou in die woord van die Here saam op te maak. Ons is besig in die boek van 1 Tessalonisense en ons gaan lees in hoofstuk 5 vanaf vers 1. Tessalonisense 5 vanaf vers 1. Voordat gaan ook saam lees, net 'n woord van welkom aan elkeen wat oor die internet ingeskakel is. Mag die Here ook seën in hierdie môre saam met ons. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1. As jy maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan. En as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toore nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Net dan lees ons uit die woord van die Here. Vers 2 praat oor hierdie gedagte van die dag van die Here. En ek wil graag met u praat oor die onderwerp van hoe ek en jy kan lewe in die lig van die dag van die Here. In hierdie gedeelte vind ons hoe dat elke kind van die Here opgeroep word tot 'n sekere leefwyse, 'n sekere leefstyl in die hitte van dag vir dag se rondbeweeg. Ons word geroep om so te lewe in die lig van die dag van die Here. En alles wat ons doen, alles wat ons is, behoort in hierdie een saak getoets te word, in hierdie een saak geweeg en gemeet te word. Hoe leef ek as ek dink in die dag van God wat sal kom? En terwyl baie mense fokus op baie dinge in ons dag, kan 'n mens vir jouself eintlik op 'n lang draai vat as 'n mens begin dink aan die gedagte. Maar ons leer baie keer baie dinge oor die eindtyd. En daar's baie detail waarin ons verstrengel word en baie dinge waarin daar verskil word. Sommige glo dat die kinders van die Here gaan voor die groot verdrukking weggeraap word. Ander glo in die middel van dit alles gaan hulle weggevat word. Aan die einde gaan hulle weggevat word. Ander glo dit gaan maar so bietjie hier en bietjie daar gebeur. Daar's mense wat glo ons is vandag in die 1000 jaar van vrede. Daar's baie opinies oor hierdie dinge. Maar wat vandag saak maak is dat jou en my lewe in oënskou geneem sal word en dat ons so sal lewe altyd in ons hele lewe om in gedagte te hou dat ons lewe in die lig van die dag van die Here wat aan die kom is. Daarom dat ons moet volhard in die geloof, in die hoop, in die liefde, so wat ons geleer het deur hierdie boek in die afgelope paar weke. Daarom dat hy ons wil toerus, daarom dat ons mekaar kan bemoedig. Daarom kom Paulus, nou kom praat hy weer met hierdie gemeente en hy kom deel met hulle
dat hulle die vrede van God wat in hulle harte is, moet oppas. Dat hulle moet waak daaroor, dat hulle hierdie vrede wat God in hulle kom uitstort het, 'n verantwoordelikheid oor het, om nie toe te laat dat al die dinge van die lewe hierdie vrede kom steel nie. En nou vriende, dis die werklikheid. Die dinge van die lewe steel daar die vrede. Die dinge van die lewe het 'n manier om ons so mee te sleer, dat 'n mens baie maal by die plek kom, dat jy terugdink en dit gebeur partykeer so dat 'n mens in 'n diens sit en 'n week of 'n dag later, dan jy so verstrengel geraak in die dinge van die lewe wat jy nie eens mooi kan onthou wat was gesê gewees nie. Nou kom Paulus en hy kom praat. En hy sê dat hulle hierdie vrede in hulle harte moet bewaar. Want vriende, ons het hierdie uitdaging baie maal, dat ons deur ander dinge, ander mense en ander omstandighede baie maal diep onstuimig word in ons gemoed. En elkeen van ons beleef dit. Ja, glo my, die dominee ook. En wanneer hierdie dinge jou tref, dan raak dit baie keer vir jou moeilik om gereed te kan leef. En daarom het ek en jy 'n keuse. Daarom het ek en jy 'n verantwoordelikheid om vir die Here te vra, Here, help ons asseblief. Dat ons so sal leef, dat ons lewe geleef kan word in die lig van die dag van die Here, wat eersdaags hier sal wees. Ja, hy wil hê dat ons sal deel in daardie blydskap, dat ons sal groei in die geloof, dat ons sal versterk word in ons gemoed, en dat ons 'n dankbare lewe sal leef, soos ons deur hierdie boek geleer het. En nou moet ons so deur dit alles gereed leef, reg leef vir die eer van die Here. In hierdie eerste 11 verse van 1 Tessalonisense 5 sien ons hoe dat hier gefokus is op hierdie gedagte, hoe ek as mens moet lewe met dit in gedagte. So kyk saam met my, dat wat die Here vir ons hierin wil kom wys, sodat ons daarin gereed kan wees en daarin reg kan leef. Hy sê in vers 1, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. En die gedagte wat vir my daarin uitstaan, is dat die dag kom op 'n oomblik dat dit nie verwag word nie. Hy sê daar is 'n groepering van mense, vir wie hierdie dag 'n ontnugtering gaan wees. Daar's 'n groep mense, wat hierdie dag van die Here 'n skudding in hulle hele wese sal wees, want die fondamente van die heelal sal in daardie oomblik geskit word, wanneer hierdie oomblik aanbreek, want die wêreld het dit nie verwag nie. Paulus kom praat oor hierdie onderwerp, wat in ons dag eintlik al soveel ongemak veroorsaak het. Die onderwerp van, dat daar gepraat word oor wanneer dit sal wees, en die datums wat vooruit gesê word, en hoe dit gaan gebeur, en wanneer dit gaan gebeur, terwyl die woord van die Here vir ons sê, dat dit onverwags gaan wees, dit gaan gebeur in 'n oomblik en in 'n oogwink, en dan gaan 'n magdom mense wees, ja vriende, daar gaan mense wees wat vanmôre in hierdie kerk sit, wat nie gereed gaan wees vir daardie oomblik nie, en dan gaan jy onverwags gaan in jou vang, op die oomblik toe jy nie gedink het, dit kan so wees nie. Want ons lees, in Matteus 24 vers 36, waar die woord van die Here sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Dis Jesus homself, dis Jesus, die Seun van God, die een aan wie alle heerskappy gegee is. Hy sê, hy weet nie, en dan wil ons baie maal onsself broem en dink ons weet iets. En daarom moet 'n mens versigtig wees, en ons moet verstaan, dat as selfs hy sê hy weet nie, soveel te meer weet ek en jy nie. Hy sê ek weet nie. Maar Handelinge 1 vers 7 gaan dit verder. Hy sê dit kom julle ook nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Hy sê hy weet nie, maar ons is ook veronderstel om nie te weet nie. En dan wil ons baie maal onsself beroem op dinge wat God gesê het. Ons nie veronderstel is om te weet nie. En daarom moet ons vir die Here vertrou en sê, Here, help ons om onsself nie aan te maan en sekere dinge vir onsself toe te eien, dat ons kan begin bespiegel oor dit wat God besluit het vir die wêreld onduidelik sal wees. Die eenvoud van die saak is die Here kom. En ek en jy moet leef, elke tree wat ons leef, elke oomblik van elke dag, moet ons leef asof ons dit verwag. Ons moet leef asof dit die volgende sekonde kan wees, asof dit die volgende tree kan wees. En nou kom die woord van die Here en hy kom beskryf vir ons dwars deur die skrif, hoe dat hierdie gebeurtenis
dalk nie vir ons 'n datum uitgewys word nie, maar daar word vir ons 'n seisoen gewys. Daar word vir ons gewys op 'n tyd waar dit sal plaasvind. En hoe word hierdie seisoen beskryf volgens hierdie gedeelte? Hy noem hierdie gedeelte, hierdie seisoen is nag. Hy sê hierdie seisoen is 'n seisoen waarin hulle sal roep vrede en veiligheid, maar dit is alles behalwe dit wat gebeur. Dis 'n seisoen wat geken word aan mense wat roep na die hemel, want hulle het nie meer antwoorde op die lewe nie. Dis 'n seisoen van dag wat duisternis geword het. 1 Tessalonisense 5 vers 2 sê, die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swangere vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broeders, en hier is die wonder daarvan, te midde van die onsekerheid, te midde van die mense wat dit nie verwag nie, kom hy met vers 4, en hy gee vir ons so bemoediging, om vir ons te kom aanmoedig, om die seisoen te erken. Hy sê, maar julle broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Ek en jy kan gereed leef, te midde van die onsekerheid van die lewe. Ek en jy kan gereed leef, te midde van dit wat ons weet, wat die woord van die Here vir ons sê. En die mees belangrikste bewys van die seisoen vind ons in die verhoogde wêreldwye onrus wat rondom ons afspeel. Ons sien dit op elke liewe nuuskanaal. Ons sien dit rondom ons gebeur, elke oomblik van elke dag. Dit gebeur nie eens meer net hoe ver nie, dis ook hier naby ons. Hierdie verhoogde wêreldwye onrus is 'n kommer vir soveel mense, want dit regeer nader aan die hele ekonomie. Daar's 'n totale internasionale onstabiliteit. En as mens kyk na die wêreld, dan sien 'n mens hoe dat daar hierdie skuldkrisis in die wêreld heers. Hoe dat hulle begin geleide maak oor die een wêreldekonomie met 'n een wêreld geldstelsel wat deur hulle beheer kan word en deur hulle geregeer kan word. Ons sien dat die seisoen waarin ons is geken aan hierdie ekonomiese oorlog. Hierdie handelsoorlog wat dag vir dag plaasvind. Hierdie een probeer om afforceer op daardie een en daardie een probeer om afforceer op hierdie een. En die lot van die wêreld is besig om arm te druk binne in die ekonomie. Alles tekens van die seisoen waarin ons is. Ons sien hoe dat daar gerugte van oorloë is en groot oorloë. Ons sien eintlik is die wêreld op 'n mespunt. Hy wil net kantel enige oomblik en ons hoor hoe dat soveel verskillende lande dit so ernstig beleef dat dit letterlik op 'n mespunt is en enige oomblik kan wankel. Ons sien dis nasie teen nasie. En daar's gruwelike gebeurtenisse wat onder die wêreld gebeur. Dis natuurramp op natuurramp. En is eintlik skrikwekkend as 'n mens besef hoe dat dit gebeur. Weet jy wat sê, as ek kyk op die internet, en ek is nou versigtig om statistiek te gee, maar hier is 'n beeld wat ek gesien het. Hulle sê as jy nou dink aan mense wat vervolg word vir hulle geloof, dan sê hulle in die wêreld is dit 1 in elke 7 kinders van die Here wat vervolg word vir sy geloof. 1 in elke 5 kinders van die Here wat in Afrika vervolg word vir hulle geloof. En 2 in elke 5 Christene in Asië wat vervolg word vir hulle geloof. Dis tekens van die seisoen waarin ek en jy onsself vind. En ons is vandag bevoorreg dat ons nog nie hierdie felle aanslag beleef van hierdie verdrukking nie, maar ons sien hoe dat hierdie kring al nader en nader getrek word en die hele wêreld is in rep en roer besig om reg te maak, want die seisoen is duidelik sigbaar, ook in die natuur, wat uitroep met reikhalsende verwagting op die koms van die seun van die mens. Dis siektes, dis pestsiektes, dis valse messiasse, dis valse profete, dis 'n louheid binne in die Christendom van ons dag. Daar's 'n morele en 'n sedelike verval, daar's selfsug en 'n eie willigheid in die mens, daar's 'n wetteloosheid in ons dag, daar's 'n liefde wat verkoel het, daar's 'n magdom mense wat nie meer 'n liefde vir die evangelie woord het nie. Nee, die kerk het nou 'n show geword. Ek staan vanmôre hier op die perseel en ek hoor die musiek wat nie ver van hier af speel nie en ek dink vir myself, hoe kan dit kerk wees? Israel as die vyeboom is besig om te bloei. En ons sien hoe dat die wêreld al meer op hulle fokus om hulle af te vee van die aardbol af. Daar's tekens in die hemelruim. Sonsverduistering, rooi maane,
En daar is soveel dinge wat wys vir jou en vir my op die seisoen waarin ons is. En ek dink nie een van ons sou stry daarmee om te sê, maar dit is duidelik vir ons sigbaar, dat die seisoen waarin ons is die seisoen waarin ons weer die woord van die Here sê vir ons, dis die tyd, die laaste dae, waarin Jesus gaan kom om ons te kom haal. Joel 2 vers 31 sê, die son sal verander word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here sal kom. En die wêreldheersers is besig om die stelsel van die wêreld reg te skud, reg te skuif, asof hulle met 'n skaakspel besig is vir hierdie gebeurtenis, want die seisoen is hier. Selfs die wêreld sien, die seisoen is hier. En hulle dink, as mense kyk na die media, hulle dink as mense kyk na die films van ons dag, dat hulle bo dit alles sal kan triomfeer. Elke liewe ding wat plaasvind, is deel van die geboortepyne. Want dit gaan kom soos 'n swanger vrou in baringsnood. En alhoewel die seisoen duidelik is dit net soos in die tyd van Noag. Mense kan nie minder omgee. Nou ek kom om op 'n stadium in my lewe van die Kaap af, en in die Kaap het jy nou nogal 'n probleem. Want daar het ons hierdie probleem van 4 seisoene wat in een dag gebeur. So jy kom in die oggend, dan trek jy nou vir jou koel aan, want jy verwag vandag gaan dalk 'n koeldag wees, en jy by 10:00 die oggend, dan begin jy nou warm kry, dan trek jy jou toppie uit. En dan so by 2:00 die middag, dan sien jy nee, hier begin die wind nou waai, en teen 5:00 vanaand is dit 'n storm in die Kaap. Nou vriende, ons het hierdie wonderlike voorreg, as die woord van die Here praat oor 'n seisoen, dan is daar nie 'n seisoen wat in een dag 4 seisoene gaan wees nie. As jy kyk na die woord van die Here, kan jy nie wonder en jy kan weet, hierdie woord is vas. Hierdie seisoen is blywend, hierdie is die laaste seisoen, hierdie is die seisoen wat die woord van die Here sê, dit wat hierop volg, is die toorn van God. Die wêreld verwag nie die koms van die Here nie, want hulle lewe 'n lewe vol van verkwisting en van verlustiging in die lewe. Ek lees wat 'n skrywer in die week sê, die sê, looking at the current era, it is evident that many people live without the expectation of the day of the Lord, the promised time of God's final intervention, judgment and restoration, due to a pervasive cultural focus on the immediate, on the material world, and a general dismissal of biblical prophecy, while Scripture often warns that this day will arrive unexpectedly, like a thief in the night. Die mensdom sien dit nie raak nie. En ek en jy het die wonderlike voorreg dat God vir ons hierdie seisoen kom wys, sodat ek en jy kan leef in die lig van die dag van God wat gaan kom. Ja, ons kan ook behep wees met die dinge van die wêreld. Ons kan ook behep wees met materialisme. Ons kan ook behep wees met die dag vir dag dele van die lewe. Of ons kan behep wees met die hemel. Ons kan behep wees met die koning van die hemel. Is die lewe vandag jou fokuspunt? Dan gaan jy omkant gevang word. Leef jy vandag vir die koninkryk? Dan kan jy gereed wees. En mens kan sien wat die ingesteldheid is, want business is as usual vir baie mense. En ons gaan maar aan deur die emosies. Dit is nie tyd van Noag. Want mense verwag dit nie. Dis vir ons 'n Bybelverhaaltjie. Dis vir ons 'n storieetjie uit die Bybel uit. Maar hoeveel van dit is vir ons waar? Hoeveel van dit leef ons voor? Vandat reeds 2000 jaar verloop vandat hierdie woord geskryf is. En soveel meer is wat dit toe vir ons waar is dit vandag vir ons waar. En ek en jy kan ons nie besig hou met dag en datums nie, maar ons kan ons besig hou met 'n lewe in die lig van die dag van die Here. Want elke knie sal voor hom buig en elke een van ons wat hier is, of jy vandag gered is en of jy nie vandag gered is nie, sal voor God staan. Jou dag sal voor God wees. En jy moet dit weet en jy moet dit verwag en jy moenie omkant gevang word nie, want as jy omkant gaan vang, wat 'n bittere dag. Baie mense lewe sonder hierdie verwagting, omdat dit nie hulle oortuiging is nie. En dan in midde van dit alles, wys die Here vir ons die seisoen. So vriende, wanneer jy nou reg maak, soos in die Kaap, vir die 4 seisoene, dan wil ek jou vandag nooi, maak reg vir hierdie een seisoen, wat elkeen van ons duidelik kan raak sien. En daarom moet ons waaksaam wees om gereed te leef. Want dink daaraan, jou ewigheid kan vandag aanbreek. En omdat hierdie woord
na ons toe kom, moet ons weet, vriende, dis nie maar net uit 'n mens uit nie, dis die Here wat dit so bestem het. Dis God se woord wat ons deur 'n boek kom werk en nou kom hierdie woord na ons toe. Dalk die laaste keer wat ons hierdie woord so kan hoor, dalk 'n herinnering om te sê, dis nou die tyd. Maak gereed want die seisoen is hier. Soos nog nooit van tevore nie. Maar as ons van die klein detail afstaan en hy 'n groot beeld kyk, dan sê ons vir mekaar een ding, ons weet, die koms van die Here is naby. En ek en jy, moenie net seker wees nie. Ons moet lewe in die lig van die dag wanneer ons voor God gaan staan. Vers 4 gaan verder, dan sê hy hierdie woord, hy sê maar, julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. En dis eintlik vir my 'n baie kosbare gedagte as 'n mens dink daaraan, want ons weet, daar word skeiding gemaak in hierdie dag tussen duisternis en lig. Daar word skeiding gemaak tussen dit wat donker is, dit wat goddeloos is, en dit wat rein voor God is. In hierdie dag waarvan ons praat, as jy leef in die lig van hierdie dag, dan kan ons weet, ons leef in die lig van daardie dag, wanneer daar 'n groot skeiding gemaak gaan word, soos die Rooi See se skeiding is, tussen dit wat donker is, en dit wat lig is, tussen dit wat dood is, en dit wat lewe is. En in die raadsplan van die Here, vind ons duidelik hoe dat die Here juis hierdie dag, voor die grondlegging van die aarde reeds vasgemaak het, en dit met niemand gedeel het nie, maar ons weet, dat ons weet, ons moet gereed wees, want God gaan skeiding bring, tussen duisternis en lig. En om kinders van God genoem te kan word, beteken dit ons is deel van die kinders van die lig. Ons is nie meer van die duisternis nie. Ons hoef nie meer in die duisternis te wandel nie. Ons hoef nie meer in die duisternis te wees nie. Ons is kinders van die dag. Ons is kinders van die Here. En hierdie dag gaan kom, en ek het vandag vir jou baie slegte nuus. Voor hierdie dag van die Here die wêreld tref hierdie dag die kinders van die Here. Het jy ooit daaraan gedink? Voordat die wêreld 'n vinger opgelê gaan word deur die Allerhoogste God, voor God Babylon gaan oordeel, voor God se toorn op hierdie aarde uitgestort word elke kind van God weggevat, en jy sal voor God staan, en vir elke werk wat jy gedoen het, elke woord wat jy gespreek het, elke ding wat jy gesê het, elke liewe een, sal jy voor God verantwoording doen, want hy sê elke werk sal op die proef gestel word. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Ja, daar kom verseker 'n dag van toorn oor elke een. Maar daar kom 'n dag wat ons voor God gaan staan. Elke een van ons. En elkeen wat hom nie aangeneem het as verlosser en saligmaker nie, elkeen wat hom nie gevind het as die weg en die waarheid en die lewe nie, elkeen vir wie hy nie vader geword het nie, elkeen wat hom nie ingenooi het na sy binneste te kom woon nie, elkeen wat nie verseël is deur die Heilige Gees nie, elkeen wie se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, elke so 'n persoon se dag sal voor die Here wees. Maar vriende, elkeen van ons wat bloed gewas is, se dag voor die Here, kom ten minste 1000 jaar, eintlik 1007 jaar, voor die van die wêreld. So nadat jou en my laaste kans verby is om iets vir God te kom beteken, nadat jou en my laaste kans verby is om in die lig te leef van die dag wanneer ons voor God gaan staan, nadat jou en my geleenthede verby is en ons nooit weer die geleentheid kan kry om dit so te leef op hierdie aarde vir die eer van die Here nie, is daar nog 'n kans vir die wêreld om dit dalk te mag doen. Die dag van die Here is 'n tyd waarin sy toorn hierdie wêreld sal besoek. Openbaring 6 vers 16 sê, en vir die berge en die rotse sal hulle sê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam, vers 17 sê, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Ja, jy wat sê, nee, ek sal eendag regmaak met die Here. Jy wat sê, nee, ek sal eendag gereed leef vir die Here. Jy wat sê, soos wat ek dit in baie lank in my lewe gedoen het, ek sal eendag alles vir die Here gee. Ek sal eendag alles op die altaar neersit. Ek sal eendag die oorgawe maak. Jy wat sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, weet dit vandag.
Wie kan bestaan? Op die groot dag van sy toorn. Openbaring 11 vers 18 sê, en die nasies was vertorend, en die toorn het gekom, en die tyd van die dode, om geoordeel te word. En hoe skrikwekkend, voordat die dode geoordeel word, vriende, word ek en jy beoordeel. Ja, die Here kom, en hy kom steek daar die tweesnydende swaard in tussen murg en been, en hy kom kyk na ons hart, en hy kom kyk na ons niere, en hy kom kyk na ons motiewe, en hy kom kyk na elke deel van wat ek is, en wie ek is, wie ek ooit kon wees, en hy gaan ons vra oor waar ons was in ons lewe, en hoe het ons geleef in die lig van die dag van die Here. Jesaja 13 vers 6 sê, huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Wanneer laas het ek en jy gehuil oor die dag wanneer ons voor God gaan staan? Het ons so verwaand geword? Hier kom die profeet Jesaja en hy sê, as jy regtig weet wat het is om voor God te staan, sal jy in 'n toestand wees. Jesaja 13 vers 9 sê, kyk die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestenij te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. En voor dit gebeur, is dit jou en my beurt om voor God te staan. Joel 2 vers 1 sê, blaas die basuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg. O, goeie Here, daar is alles nou weg. Verskoon tog, hier is nou 'n foutjie. Joel 2 vers 11. En die Here verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja magtig, die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik. En wie kan dit verdra? Wanneer God kom en skeiding bring tussen lig en duisternis, wanneer God kom en skeiding maak tussen kinders van die lig en kinders van die duisternis, wanneer God kom en skeiding maak tussen sy kudde en die kudde van die Satan, dan gaan dit 'n oomblik wees wat die woord sê, dit sal 'n vreeslike oomblik wees, wie kan dit verdra? Sjoe vriende, Sefanja 1 vers 14 sê, naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig, hoor, die dag van die Here bitterlik skreeu die hel daar. Vers 15 sê, die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, 'n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu. En ek sal al die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word, soos stof, en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die Here aarde verteer word. En voor dit gebeur, staan ek en jy voor die Here. Romeine 2 vers 5. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat. Jy geweet in die skatkamers van die hemel is daar een stukkie, een boksie, wat die toorn van God is. Dis dalk 'n baie groot boks. En hierdie een boksie is 'n skat in die skatkamers van die hemel, waarin God sy toorn wegbêre vir elkeen wat sy bloed vertrap het. Waarin God sit en wag vir die deel, wanneer die wêreld elke knieg voor hom sal buig, en dit te laat sal wees om ooit weer reg te maak, en jy nooit ooit weer sal kan leef in die lig van hierdie dag nie. En hoe verskriklik is dit wanneer God daardie skeiding kom maak tussen lig en duisternis. Ja, ons wil baie keer kyk na die wêreld en sê, nee, hulle gaan voor God staan, hulle gaan braai. Turn or burn. Wel vriende, die woord van die Here sê, elkeen van ons sal voor God staan, en al ons werke sal op die proef gestel word, of het hout, hooi en stoppels is,
en of waar edelgesteentes is. So dit klink baie soos burn vir my. Romeine 2 vers 8 sê, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Niemand sal ontsê word nie, nie 'n enkeling nie. Wanneer God skeiding maak tussen duisternis en lig, sal nie 'n enkele een kan wegkruip nie. Elke mens sal voor God staan. Romeine 2 vers 10 en 11 sê, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. En hierdie toorn van die Here kom oor die aarde. 7 seël, 7 skale, 7 wasyne, baie wat gebeur, maar Sefanja noem dit die grimmigheid van God. Die benoudheid oor hierdie mense, soos wat jy nog nooit benoud was nie, sal jy in daardie dag benoud wees, soos wat daar nog nooit verwoesting was nie, sal dit daardie dag verwoesting wees. Soos wat daar nog nooit duister was nie, sal dit daardie dag duister wees. En as jy naby is, die groot dag van die Here, naby en baie haastig. O vriende, die Here bring skeiding tussen lig en donker. Aan watter kant gaan jy staan? En voor jy antwoord, wees versigtig, want selfs aan die kant van die lig, sal jy voor God staan. Ons lees verder. In vers 6 sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat in die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Doen ons? So maak ek en jy in hierdie lewe in die lig van die dag van die Here. Want om te lewe in die lig van die dag van die Here, het ek en jy toerusting nodig. En vir 'n oomblik wil ons net kyk na hierdie toerusting. Hy sê, die beste toerusting wat jy in jou hart kan hê, in jou lewe kan hê, vir die dag van die Here wat aan die kom is om nie te veel te ontspan nie. Is om nie te aan die slaap gevang te word nie. Is om nie te sluimerend te wees nie. Om waaksaam te wees, om nugter te wees, is die belangrikste 2 dele van die wapenrusting, van die toerusting wat nodig is, want jy kan al die ander dinge, jy kan al die kennis hê, maar sonder hierdie 2 dinge het jy 'n probleem. Jy kan al die insig hê, maar sonder hierdie waaksaamheid en nugterheid het jy 'n probleem. Waak oor jou gedagtes, want dit gaan bepaal of jy gereed kan leef in die lig van die dag van die Here. Waak oor jou woorde, want dit gaan bepaal of jy gereed kan wees vir die dag van die Here. Waak oor jou dade, waak oor jou aksies, waak oor jou kultuur. Wees nugter oor hoe jy dinge deurdink. Wees nugter oor waarmee jy jouself besig hou. Want o vriende, ons het soveel dinge. En ons moet nugter wees. Wees nugter om nie meer gesleer te word nie. Wees nugter om nie rondgeslinger te word nie. Wees nugter om nie verorber te word, verslind te word, vertrap te word nie. Wees nugter om nie mislei te word nie. Want vers 9 sê vir ons, daar kom 'n dag. Hy sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom sal wees. Ek het vir jou 'n waarskuwing vanmôre. Of jy waak en of jy slaap, of jy wakker is en of jy snorkend is, jy sal saam met God wees. En ek dink dis iets verskriklik, vriende. Kan jy jou indink om in die teenwoordigheid van die Allerheiligste moet ingaan, en jy het nie 'n keuse nie, want elke knie sal voor hom buig, nie in 'n ander vertrek waar ons sal sê, nee, steek my in die hoekie weg nie, nee, voor God, by die Allerhoogste troon, daar sal jy buig, daar sal jy voor God gaan staan, en jy sal by God wees vir ewigheid. Ek dink myself, dink aan die skuldgevoel, as ek weet ek hoort nie. Dink aan die skuldgevoel as ek weet ek het nie gedoen wat ek moet doen nie. Dink aan die skuldgevoel as ek weet ek het nie geleef in die lig van die dag van die Here nie. Lank voor die wêreld God sal sien, gaan ek en jy hom sien.
En lank voor die toorn van God oor Babylon en hierdie wêreld uitgegiet sal word, sal ek en jy saam met God wees. En so wonderlik soos wat dit mag wees, so aangrypend soos wat daardie oomblik mag wees, so verstommend soos wat daardie oomblik mag wees, so 'n groot waarskuwing is dit vir ons. Pas op om te leef in die lig van hierdie dag. En daarom moet ons versigtig lewe. Daarom moet ons nie sluimerend wees nie, daarom moet ons weet waarvoor ons in is. Want hoe vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hoe vreeslik sal dit wees om te moet val voor die Here en te weet ek staan met leë hande. Hoe vreeslik sal dit wees om te moet staan voor die Here en weet ek het die saak van die Here op hierdie aarde belemmer en ek het deel aan die wat sy naam laat laster het. Dalk leef ek nie so gereed nie. Dalk leef ek nie so rein nie. Dalk leef ek nie so brandend nie. Dalk leef ek so tevrede. Net soos die mense in Laodicea. Spreuke 24 vers 33 sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Kan jou indink, as God vir jou moet sê, is right, slaap maar aan. Jy kon nie eens vir 1 uur saam met my waak nie. Hoe vriende, nou kom 'n skielike oordeel. 'n Skielike oomblik, wat in ewigheid alles verander. En daarom moet ons mekaar aanmoedig, om gereed te leef in die lig van die dag van die Here. En daarom bly waaksaam, bly nugter, bly standvastig in die geloof, en moenie meegesleep word deur die dinge van die wêreld nie. En mag die Here ons help. Ons het dit so broodnodig. Kom ons buig ons harte aan, bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre ons hart voor U kan kom buig. En dat U uit hierdie boek uit vir ons hierdie lesse kom herinner van. Ja, Here, ons weet nie wanneer dit is nie. Ons ken nie die dag en ons ken nie die uur nie, maar Here, ons hoef nie omkant gevang te word nie, want ons sien die seisoen. En Here, dan besef ons het 'n groot verantwoordelikheid. Van daar kom 'n dag wanneer God self skeiding maak tussen lig en duisternis. En Here, as ons in die lig is, moet ons lewe in die lig van hierdie dag. Want ons weet nie wanneer dit sal wees nie. Here, stel ons daarom in staat om waaksaam en nugter te wees, om nie mislei of meegesleer te word nie. Help ons, Here, om besiel te wees, om altyd gereed te leef, om voor U te kan staan. Ja, Here, U gaan ons lewens op die proef kom stel. U gaan ons kom beproef. Elke liewe werk, elke liewe aksie, elke liewe motief, elke liewe gesindheid. Here, daarom bid ons asseblief, kom oortuig elke een van ons, of daar iets is in my, wat skade of skande mag bring. Want Here, ons gaan by U wees, vir ewigheid, dalk met leë hande. Help ons, Here. Help ons asseblief. Amen.